Welkom by die Maak My 'n Miljonair potgooi. Op hierdie potgooi gesels ons met die Maak My 'n Miljonair deelnemers as ook vorige jaar se deelnemers om hulle stories te leer ken, om hulle bietjie beter te ontmoet en om 'n paar lesse en tips en tools te kry wat jy kan implementeer in jou besigheid. Vandag hier op die Rooibank het ons vir Albie Botha. Ja, baie dankie oom Albert. Ken jou getalle van jou besigheid en ken jou besigheid uit jou kop uit. Albie, welkom terug op die brandbank. Ja, ek het dieselfde gevoel van daai laaste brandbank. Is dit? Ongemaklike gevoel. Nee man, ons gaan vandag net lekker gesels. Jy het hierdie jaar deelgeneem. Ja, Hierdie was jou Maak My 'n Miljonair jaar. Maar jy is 'n baie jong deelnemer. ja. En wat is graad is jy nou? So ek's nou graad 8 en ek is nou omtrent so, ek het eers, laasweek het ek verjaar, so ek's nou eers 14. 14. So jy het hierdie hele jaar op 13 jarige ouderdom deelgeneem teen matrieks, teen graad 11, teen graad 10s, teen graad 9s en jy was graad 8. Ja. En jy het baie goed gedoen. Ja, ek sal sê ook ek het baie goed gedoen met teenoor die ouderdomverskil tussen almal. Ja, nee, jy het awesome gedoen. Hoe was die hele journey vir jou? As jy moet so 'n bietjie dit in 'n paar woorde sit, hoe was die Maak My 'n Miljonair seisoen vir jou? Dit was nou 8 maande van jou lewe wat jy tyd spandeer het aan Maak My 'n Miljonair. Wat het als gebeur? Hoe was dit vir jou? So die grootste woord wat ek kan sê is inspirerend en lewensverandering. Dit het my persoonlike self verander en dit het ook my besigheid verander, die manier hoe ek selfs dink elke dag en ook sien wie almal is of hulle my gaan help of hulle my gaan afbring met my besigheid of hulle my gaan opstoot in my besigheid. Okay. So jy het 'n bietjie mense ontmoet, met 'n verskil in jou besigheid gesien en in jouself. Wat se verandering het jy in jouself gesien oor die 8 maande? In algemeen het ek gesien ek is meer positief. Ek dink meer positief in algemeen, ek voel meer positief en ook ek het 'n hele ander perspeksie van lewe om te dink oor ek het gedink ek moet gaan werk, ek moet gaan universiteit. Nou dink ek, okay, kom ek doen universiteit en dan doen ek 'n besigheid daaruit. So, Ek koop jouself, kry die graad, kry die skills, maar dan bou 'n besigheid rondom dit. ja, soos wat jy gedoen het met toe jy engineering gaan swaat het. Toe het jy 'n engineering maatskappy uit dit gebou. Ja, wie maak meer geld? Die ingenieur wat werk by die ingenieursfirma of die ingenieur wat die ingenieursfirma besit? Of course die een wat besit. Ja, exactly. Okay, ek dink dis 'n goeie plan. So jy sê jy het verander in terme van jou mindset, in terme van positiwiteit. Ja, Vat ons deur daai verandering. Hoe was Albie Botha in die begin van Maak My 'n Miljonair en wie was Albie Botha aan die einde van Maak My 'n Miljonair? so hoe ek dit kan stel is hoe ek in die begin was, het ek altyd meer gedink, net vasgedink aan my failures en hoe kan ek dit stel? Ek het net daaraan vasgekyk. Ek het nie gedink hoe kan ek oor dit beweeg of hoe anders nie. Ek het net gedink oor dis my failures, dis dit. En dan nou met die Maak My Miljonair, met die uitdagings veral in daai tydperk waar 'n mens paar failures gehad het, 'n mens het hulle wenne gehad en alles, het ek nou gesien, veral in wiskunde, het ek al gesien, okay, hierdie is my failure, ek het nou hierdie fout gemaak in die wiskundesom, nou hoe overkom ek dit, so as ek dit nie in die langtermyn weer daai fout doen nie. So wat ek hoor is jy het 'n skill gebou van om failure te overcome, in plaas van om by failure te stop en in dit vas te kyk. Ja, maar ek het net nou ook 'n vraag vir oom Albert as ek kan. So, wat 'n mindset practice kan ek dit so stel? Doen jy elke oggend om jou in die regte mindset te kry vir elke dag? Ek doen 'n gratitude practice. Onthou jy by Houdini Spa het ons 'n gratitude practice gedoen? Ek onthou daai. En dis wat ek doen elke oggend. Dit is belangrik om jouself net te grond
en te bepaal wat doen jy, waarheen gaan jy, hoekom doen jy dit en hoe ver het jy gekom. En net deur 'n gratitude practice te doen elke oggend, kan jy al die regte chemicals in jou body vrystel. Jy kan jouself in die regte positiewe mindset sit en dan as jy by die office inkom, dan is jy all smiles en vol energie want jy het daai hele setup gedoen voor die tyd. Partykeer vat dit 'n rukkie vir daai chemicals om deur jou body te vloei, maar as jy die regte goeders kan vrystel soos oxytocin en serotonin en al daai chemicals wat kom vanaf die gevoel van gratitude, dan by die tyd wanneer jy by die office aankom, is jou body vol van dit. So ek het 'n gratitude practice wat ek elke oggend doen net om my mindset in die regte plek te kry vir die dag. En ek dink as jy weet van waar af jy kom en jy weet hoe ver jy gekom het, dan gee dit jou baie moed om te weet waarna jy gaan. En dit is amper soos wat jy ook nog gesê het, jy kan nou sien wat se failures jy al oorkom het en hoe jy dit oorkom het. En dit gee jou baie meer moed en strength om te kan sê, hier's waar ek in die toekoms gaan. Dis baie goed. So dis wat ek doen elke oggend, dis wat ek probeer oordraai het aan julle ook, toe ons die gratitude practice daarby gedoen, die spa gedoen het. Ja, kon doen. Hoe was daai experience? Dit het nogal my bietjie gehelp, daai dag het ek eintlik baie meer positief gevoel as normaal, toe ons dit gedoen het. En die volgende dag ook het ek dit weer probeer en dit het presies dieselfde uitwerking gehad, soos jy gesê het. Ja, ek dink dit is belangrik om daai te doen. Partykeer as 'n business owner, is jy so besig in die hustle en jy's in dit heeltyd. Jy vat nie 'n oomblik om terug te step en te dink, ja, ek het actually al 'n groot besigheid hier gebou nie. Ons doen 'n groot ding hier nie. Jy weet, so is belangrik om daai step back te vat. En ek meen, maak my 'n miljonair, dis na 8 maande, jy deur baie changes gaan, jou besigheid deur baie changes gaan. Ek dink dit is belangrik om ook 'n step back te vat en te kyk na jou journey en te sê, wow, ek het eintlik 'n groot besigheid gebou hierso. Kom ons praat oor daardie besigheid wat jy gebou het. Toe jy laas keer op die brandbank gesit het jy ons vertel van jou besigheid. Ja. Daai stadium het jy 3 elemente van jou besigheid gehad. Vir almal wat nou nie hierdie jaar se Maak My 'n Miljonair seisoen op TV gekyk het nie, vertel ons bietjie presies hoe het jou besigheid gelyk toe jy ingeskryf het vir Maak My 'n Miljonair? Hoeveel geld het jy gemaak? Hoe groot was jou besigheid? Wat was die skaal daarvan? En wat het jy gedoen in jou besigheid op daai stadium? Ja, so dit is eintlik 'n baie goeie vraag. So my besigheid. So ek het nog steeds my 3 afdelings. Ek het my handelsafdeling waar ek my sitrus, my avos verkoop. Dan het ek nog steeds my hondeteel besigheid waar ek nog steeds met die hondeteel en dit dan verkoop. En dan het ek ook weer my heuning besigheid waar ek dit produseer en dan dit weer verkoop. So die groei wat ek in hulle ge-experience het dit is my handelsbesigheid nou byvoorbeeld. Met die avos het ek net in Secunda gehandel. Nou het ek in Ermelo, in Bethal en in wat is die dorp se naam naby Secunda nou weer? Waar die goudmyn is. Ek ken dan nie die areas goed. Ons kan sê die goudmynplek. Ja, want ek is nou deur die strooi vanoggend. Maar is reg. So dan is ek is nou baie groter. Ek doen nou ook vir Ocean Basket. Daar's 'n sushi plek, Happy Wong. Ek verskaf aan hulle ook en ek verskaf nou ook aan 'n paar ander restaurante met my avos. Okay. My sitrus het ek nou 'n pakhuis vir hulle gesoek sodat ek nou reg deur die jaar kan kry. En nou gaan ek volgende jaar gaan ek nou by hulle weer avos en sitrus kry. En dan gaan ek nou 'n bietjie met my sitrus weer groei. My heuning, ek het nou met heuningkorwe het ek van 22 het ek nou na 50 toe heuningkorwe het ek toe gegroei. Ja. So ek is nou regtig besig. Hierdie naweek gaan ons nou lekker heuning uithaal. Dan my hondeteelery besigheid. Ek voel bietjie meer trots op dit want ek voel ek het die meeste groei daar gedoen. So ek het net honde geteel en dit verkoop. Nou het ek ekstra dienste waar ek hulle kan oplei om te sê bladtrekking, spoortrekking en ook drugstrek. So ek kan hulle nou vir dit ook oplei en ook ek gee hulle normaal die basiese training en ek kry nou begin ook 'n bietjie oorseese kliënte ook te kry. Okay. En daar's 'n groot aanvraag en in Suid-Afrika is die mark nou eintlik geoorstok vir 'n ruk, maar ek probeer oorseese kliënte ook te kry. Kom ons praat gou 'n bietjie nommers.
wat was jou totale turnover profit toe jy ingeskryf het vir Maak My 'n Miljonair? So my profit vir Maak My Miljonair 'n maand was so 5000, 4000. Toe jy ingeskryf het? Omtrent ja. 5000, 4000 per maand. Ja. Dis al klaar baie vir 'n graad 8 leerling. Ja, want voor die Maak My Miljonair het ek ook al in besigheidskompetisies en so 'n bietjie self aan dit gewerk, maar toe was dit nou nie eintlik groei nie, dit ek het net die besigheid gehad, dit het net so, kan ek dit gesê, stilstand gehad. Dit het nie eintlik gegroei nie. Maar met die Maak My Miljonair het dit letterlik geskyrocket. Okay. So kom ons praat oor die skyrocket. Wat was jou maandelikse inkomste aan die einde van Maak My 'n Miljonair? So maandelikse inkomste, die laaste maand het ek omtrent so 60 gemaak. Ja. Dit is baie groei. Sê dit gou weer lekker hardop. So 60000. 'n maand Ja, vir 'n 14-jarige graad 8. 13-jarige graad 8. ja, Ek dink ons moet dit nog 'n keer repeat. So jy is 13 jaar oud. ja. Jy maak R60,000 'n maand in graad 8. Ja, so ek sal sê dit is 'n redelike groei wat ek gehad het met die besigheid. Dis awesome, van 5000 na 60 toe. En wat is van die goeders wat jy geïmplementeer het om daai groei te sien? Alles. Ek het alles geïmplementeer wat ek gesê het. So ek Ons het kan so sien ja, met al die groei wat jy kry. ja, so ek het die gedeeltes waar jy nou ons pryse moet met 3 gemaal het en hoe ons moes met kliënte, hoe kan ek dit gesê, manage het wat gesê dis way te duur. En die video's wat ons gemaak het, dit het ek daai naweek geïmplementeer en mense het daai heuning gekoop vir R260. Dis hoekom ek so baie daarvan hou om met hoërskool-entrepreneurs te werk en julle te mentor, want ek gee advies, ek gee mentorskap en dan soos jy nou sê, oor daai naweek implementeer jy alles en ek dink dit het hierdie jaar gebeur ook met jou waar ons het die werkswinkel gehad, oor die naweek jy alles geïmplementeer, maandagooggend het jy my ge-WhatsApp en gesê, oom Albert, ek het alles geïmplementeer, wat nou? en dit is lekker om iemand te mentor soos dit, wat die advies vat en daarmee hardloop. Ek dink ouer besigheidseienaars is bietjie stadiger om te implementeer. Hulle sê, laat ek eers hieroor dink, laat ek eers hierna gaan kyk, laat ek eers nog navorsing doen, jy weet, en dan implementeer hulle nie so vinnig nie, en dan sien hulle ook nie die resultate nie. Maar jy het die resultate gesien, om in 8 maande te gaan, van R5,000 'n maand na R60,000 'n maand. Dis 'n massiewe groei. En op jou ouderdom om te compete met hierdie ander entrepreneurs, dit is amazing. So, hoeveel geld het jy in totaal gemaak in die 8 maande? So in die 8 maande het ek 100,000, 500, ek sukkel nou om dit uit te spreek, maar kan ek jou die syfers so 1 2 3 4 5 6. So ek het 15699. Okay. So dis 'n R150,000 omtrent wat jy gedoen het in 8 maande. Omtrent so 60 met die 99 afgerond, maar ja. Okay, R160,000 in 8 maande se tyd. Dit is baie impressive. En ek dink wat jou daai groei gegee het is dat jy so diligently werk en so diligently implement. Daar's hierdie, ek dink dis een van die highlights van Maak My 'n Miljonair hierdie seisoen. Daar's hierdie foto wat ek het waar jy by kragdag, toe dit gereën het, dit het baie hard gereën en dit was modder en almal het hulle stalletjies toegemaak. Almal het gesê, nee, het reën, hulle het hulle stalletjies toegemaak. En jy staan daar met 'n sambreel in die reën en met koeksusters in jou hand soos dit. En dis letterlik daai foto waar jy mense sel en hustle in die reën met jou koeksusters terwyl almal anders hulle stalletjies toegemaak het. Ja. Vertel my wat daar gebeur het. Hoekom het jy dit gedoen? Wat het deur jou kop gegaan? Dit was vir my een van die highlight moments van Maak My 'n Miljonair hierdie jaar. Ja, ek onthou dit toe ek so in die reën gestaan het, was sopnat eintlik. Ek het 3 baadjies aangehad met die sambreel en die koeksuster. Ja, een dig baadjie, net 'n pullover en dan 'n reënjas baadjie. So toe wat gebeur het was okay, ek het nou my mindset daai oggend, eintlik 'n dag voor die tyd, het ek my mindset gesê, hoorie,
hierdie, ek gaan hustle. Ek gaan nie wag vir entrepreneurs om te sien okay, wat gaan hulle doen, hoe doen hulle dit nie. En toe oom gesê het, daar is daai voice note wat oom vir ons gestuur het, dat daar 50.000 of ek kan nie onthou die getal van ander stalletjies rondom jou wat koeksisters koop. Ofwel as daar nie baie kliënte is nie, is daar ander mense wat daar is. Die stalletjie, kan ek dit sê, bedrywers, kan ek dit so stel. Ja. Wat jy dit kan aanverkoop. Toe het ek gedink, okay, ek gaan nie wag dat die ander entrepreneurs voor my gaan en al die sales doen nie, en dan is ek tweede of laaste nie. So toe het ek nou gedink, okay, ek gaan nou nie, daar ek het 'n sambreel, ek het die bakkoeksisters, daar gaan ek. Toe het ek nou samples uitgedeel, eintlik het my samples begin uitgeraan, die derde dag het al my voorraad uitverkoop. Toe moes my pa Nelspruit toe gery het, Avos gaan haal, terug ry Ermelo toe, weer koeksisters gaan haal, omtrent weer so 120 dosyn, weer koeksisters gaan haal, weer terugbring, en daai selfde dag het ek weer alles weer uitverkoop. Wow, wat 'n awesome story. Betaal jy jou pa darm vir die petrol en so? Ja, AA rights, ek doen. AA rights? Ja, Okay, jy betaal goed. ja, vir al die pak Avos en koeksisters en alles betaal ek hulle ten minste AA rights vir die kar. Nee, jy het baie goed gedoen. Dit was vir my inspirerend om dit te sien en om te sien hoe jy verkoop het. Ek het daar baie daar by 'n stalletjie ook gestaan en gekyk Ja. hoe verkoop jy aan die mense en die vrae wat jy hulle vra en hoe jy sel en hoe jy jou storie vertel en oortuig. Dit was baie inspirerend om te sien dat jy dit so goed doen op so 'n jong ouderdom. Ja, ek onthou nog oom het vir my daai advies gegee waar ek vir die ouer mense moes ek vra, moet jy vir die klein kinders soek hoe jy nog koeksisters vir die klein kinders en dit, toe het daar 'n ou oom aangekom, net toe jy dit gesê het, toe implementeer ek dit en toe verkoop ek nog 2 pakkie koeksisters saam met hom. En nog ekstra. Ja, saam met 'n Avo en 'n klaar pak koeksisters. Dit is so cool. Albie, sê vir my, as jy nou terugkyk na jou Maak My 'n Miljonair journey hierdie jaar, jy het baie geld gemaak, Ja. jy het baie gegroei, daar's baie ander hoërskool entrepreneurs daar buite wat kyk na jou en sê, Albie is awesome. Ek wil soos Albie wees. Ek wil ook soveel geld maak, ek wil ook soveel groei, ek wil ook 'n besigheid bou. Wat is een stukkie advies wat jy kan deel met al die ander entrepreneurs daar buite wat jy gesien het op TV, wat jy nou sien op die pot gooi en dink, ek wil dit ook doen. Is daar ietsie wat jy soos een reël of een besigheid tip of iets wat jy kan share? Ja, daar's een ding versekerlik. Ek het dit eintlik in die begin van die Maak My 'n Miljonair het ek vir my gesê, hierdie reël moet ek deur die hele jaar en vir die res van die jare van my besigheid moet ek toepas. Moenie lui wees om vroegoggend op te staan, Avos te pak, dit te verkoop, dan weer die middag terug te kom, huiswerk te doen, te leer, dan weer Avos te pak of narkies te pak en dit weer te gaan aflewer, of wag laat die kliënt kom om dit te kom optel. So, in al wat ek daar kan opsom is, moenie lui wees nie, dit is nie for the faint of heart nie, maar as jy nie lui is nie en jy werk hard, dan is dit rewarding. Dit is regtig die moeite werd. Ek hou daarvan, werk hard. Jy is die eerste entrepreneur op die bank in hierdie potgooi reeks wat actually gesê het, die tip wat jy wil deel is, werk net hard. So, Ja. En dis so 'n basiese konsep, maar ek dink meeste mense kry dit verkeerd. Baie mense, die enigste ding wat hulle mis, is hulle doen net nie genoeg quantity van dit nie. Hulle doen bemarking, maar nie genoeg bemarking nie. Ja. Hulle verkoop 'n produk, maar hulle verkoop nie genoeg nie. Hulle werk net nie hard genoeg nie. Ja, dit is, en ek sien dit ook in die kinders in my klas in algemeen. Ek sê vir hulle, hierdie is die tips, gaan implementeer dit, begin 'n besigheid, watse skills het jy, hierdie is 'n besigheid wat jy kan doen. Dan sê hulle, okay, ek sal dit volgende week sal ek dit probeer, wanneer dit klaar is met eksamen. En ek het vir hulle gesê, kontak my asseblief as julle besigheid begin het, dat ek julle verder kan help om dit te groei, sodat julle volgende jaar kan inskryf en dit so dadelik as moontlik kan implementeer. En dan party van hulle sê, ek het hulle vanoggend gevra, party van hulle het gesê hulle het dit nog nie geïmplementeer nie. Is al baie leerders wat nou na jou toe kom nadat jy op Maak My 'n Miljonair was en sê,
Hey Albie, ek het hierdie besigheid, ek vra 'n paar tips of ek wil hierdie besigheid begin. Wat dink jy? Is daar mense wat jou raad kom vra? Daar is baie mense wat my al begin raad vra het. Ek het hulle al gehelp, hulle laat hulle besigheid beginne en party van hulle doen nou al 'n bietjie goed met hulle besighede. Okay. Hulle het nou al begin, hulle het al so 2-3 kliënte. Ek help hulle nog so bietjie. So gaan ons baie inskrywings skryf van Hoërskool Sekunda af vir volgende jaar, so maak my 'n miljonair. Hopelik. Okay. Maar ek dink Awesome. so, versekerlik. Ek is opgewonde om daardie entrepreneurs ook te ontmoet. So Albie, ek wou nog vir jou gevra het, Ja. jy's deur hierdie hele journey van maak my 'n miljonair met al die mense wat jy ontmoet het van verskillende skole af. Hoe belangrik is dit om ander jong entrepreneurs te ontmoet en hoe was dit om saam met hulle tyd te spandeer? Okay, so die tyd wat ek met hulle spandeer en hoe dit was die lekkerste tyd. En ek dink ek het die meeste vriende daar gemaak, want is mense wat my verstaan hoe ek dink en ek verstaan hoe hulle dink en ek verstaan hulle. Maar by 'n skoolomgewing, daar dink die kinders nou weer anders. Nou dink hulle, hoorie, ek is vreemd of iets van die aard, want hoorie, ek dink heeltemal anders as hulle. En ek sien nou hoe hulle dink en ek dink nou vir myself, nie maak my miljonair afdeling of 'n kompetisie in algemeen. Het laat my heeltemal anders dink en as ek om daai groep mense is, dan voel ek skoon gemaklik. Ek wil sommer net koffie drink en alles net rustig wees. En baie lekker kuier. Ja, en ook die rede hoekom ek sal sê dis belangrik om met ander jong entrepreneurs vriende te wees of connections te hê, want daai entrepreneur wat jy sê nou maar lelik is in die maak my miljonair, kan dalk 'n groter besigheid jy hê in die toekoms en jy gaan dalk daai besigheid nodig hê, maar pam, jy het met hom lelik gewees in die maak my miljonair, nou moet jy vir hom hulp vra. Dit gaan nie 'n lekker conversation wees nie. Ja, en die besigheidswêreld is klein. Daar's min entrepreneurs en as jy na in die populasie kyk, is die persentasie van entrepreneurs baie min. So op die einde van die dag ken almal mekaar en is 'n klein community en ek dink dis awesome dat julle op hierdie ouderdom al daai gemeenskap leer ken. So jy moet elke oomblik, elke opportunity gebruik om vriende te maak in daai gemeenskap op hierdie ouderdom. Ek dink dit gaan baie vir jou doen vir jou toekoms. Versekerlik. Albei, ek is nou geïnteresseerd. Ken jy nommers uit jou kop uit van soos hoeveel kilogram avos het jy verkoop in hierdie jaar? In totaal, soos Nie die hele jaar nie, maar kan jy sê omtrent, so elke maand verkoop ek omtrent so 1 tot 2 ton se avos. 1 tot 2 ton 'n maand. Ja. Hoe lyk dit? Is dit so vol soos hierdie kamer of is dit soos Nee, dit is okay. 'n bakkie vrag of is dit 2 bakkie vragte of 'n ton is omtrent 2 bakkie vragte. Ons double cab bakkie, hy kan omtrent so 3/4 van 'n ton vat. So dit is 2 trips vir 1 ton en nog 2 trips vir die tweede ton. So dit is 'n redelike hoeveelheid. As jy sê jy doen dit per maand, dan is seker Ja. so 16 ton in die laaste 8 maande gedoen. Nie heeltemal nie, want onthou in die begin het ek Jy het gegroei. gegroei, ja. So die laaste 2 maande het ek 1 tot 2 ton verkoop. Maar in kragdag, om vergelyking te sê met hoe goed die kragdag vir my was en dink ek dit ook vir almal was, is ek het in 3 dae het ek 2 ton se avos verkoop. Dis baie avos. Ja. En jy het nou nog nie self geplant nie, nee. Jy koop Nee. en verkoop op hierdie stadium. Het jy enige planne om self te plant in die toekoms? Wat is Albei Botha se plan vir die volgende 5 jaar? Obviously, skool klaarmaak en ek verstaan jy wil gaan ingenieurswese studeer, maar kom ons praat besigheid. Wat kan ons verwag om te sien van Albei Botha in die volgende 5 jaar? In die volgende 5 jaar. So, wil jy nou hoor van al my besigheidsafdeling of net my avos? Kom ons gaan deur almal van hulle. Alright. So my handelsafdeling, so die avos nou. So die avos beplan ek om oor so 5 jaar 'n bietjie te geleer het van die pakhuis, want hulle groei plant en pluk en alles. So ek wil 'n bietjie van hulle ook afleer hoe plant hulle avos, hoe gebeur dit? Want ek weet dit gaan 'n bietjie ruk vat vir meer as 5 jaar voordat ek eers avos kan pluk en dit dan direk verkoop. Want ek moet nou eers files maak en dan daai failures oorkom en dan weer leer van my foute met dit.
want hulle is in 'n perfekte area vir avos. Hulle het eintlik dit vir my al verduidelik 'n paar keer. So oor die 5 jaar behoort jy al so 1 of 2 avobome te sien. Ja, okay. Dan sitrus beplan ek al om klare pakhuis te gehad te hê en dan ook beplan te hê om sitrus te begin ook plant. Okay. Want die probleem is in ons area is daar's meer klip as grond. So dit is eintlik moeilik vir sitrusbome, so jy moet baie die grond werk, dit klippe uithaal en alles. So dit is 'n bietjie 'n moeilike area, maar dit is die plek waar die meeste sitrus uitgevoer word in Suid-Afrika. Okay. Dan my honde. Jy behoort al te sien kliënte oor see waar daar honde nou daar is van my af en ook 'n paar meer honde wat ek oplei en gedeeld is. Dan my heuningbesigheid. Jy behoort al te sien tea tree heuning want ek het al klaar die perceived value soos wat jy vir ons geleer het op die tea tree heuning want jy kry verskillende soorte heunings vir elke soort blom. So dan my ouers, ons familiebesigheid as jy so kan stel, is tea tree heuning. Is tea tree in algemeen die olie, die mediese olie. Dan maak hy blommetjie, dan sit ek nou my bye daarso en dan maak hulle nou heuning van dit. En ek het nou my perceived value daarop gesit. So jy behoort meer tea tree heuning te sien as normale veldblomheuning in my besigheid in 5 jaar. Proe die heuning dan soos tea tree as die bye op tea tree blommetjies gesit het? Interessant nie. Gewoonlik proe dit soos die plant, soos byvoorbeeld mint en suurlemoenheuning. Suurlemoenheuning proe soos die suurlemoen en mint soos die mint. Ek het dit ook al agtergekom. Maar die tea tree heuning verbasend, hy proe soos normale veldblomheuning, maar hy's baie ligter in kleur, so hy's nie so donker, daai swart heuning van rou heuning nie. En hy is ook nie so soet nie. Hy is eintlik, ek moet sê ek sal hom aanbeveel vir mense wat nie eintlik van daai soet, stroopsoet heuning van hou nie. Ek sal dit regtig aanbeveel. Okay. Ja, dis interessant. Ek het nog nie daaroor soos dit gedink nie. Baie exciting goed wat voorlê vir jou in die toekoms. Ek's opgewonde om te sien hoe ver jy gaan en ek's opgewonde om te sien hoe al hierdie goed geïmplementeer gaan word. Ek dink jy het verskriklik baie potensiaal op jou ouderdom. Ek dink dit wat jy ge-achieve het hierdie jaar, kan jy regtig terugstaan en dink jy's trots. Dit was 'n amazing achievement wat jy hierdie jaar gedoen het. Ja. En jy kan trots wees op jouself. Ek weet jou familie is trots op jou, ek weet jou skool is trots op jou. En ek kan vir jou sê jy het regtig baie goed gedoen. Ek is trots op jou van waar ek jou ontmoet het toe jy ingeskryf het vir Maak My 'n Miljonair. Ja. Die 8 maande wat ons saam spandeer het en waar jy nou is. Ja, en ek wonder of jy nog my besigheid onthou het van besigheidbytjies want jy was mos een van die beoordelaars van besigheidsbytjies. Ek onthou, ek het van 2017 tot 2019 het ek besigheidsbytjies altyd beoordeel. Ja. En dis vir my hartseer dat ons nie hulle in persoon ontmoet het by besigheidsbytjies. Ja, want daar sit jy 'n vorm ingevul en dan dit ingestuur. Dat ons net op die papier sien, maar dit was vir my lekker om jou hierdie jaar te ontmoet in persoon en saam met jou die journey te stap in persoon en die 8 maande tyd saam met jou te spandeer en kyk net wat so 'n entrepreneur het jy geword. Ja, en met hierdie podcast het ek nou eintlik gedink, nou het ek eintlik regtig teruggestap nou dat ek die syfers en actually nou sien hoe groot ek nou actually teruggestap en gesien hoor ek het nou eintlik 'n regtig goeie besigheid hier gebou wat ek kan groei. Jy het 'n baie goeie besigheid hier gebou en as jy dieselfde principles wat jy hierdie jaar geleer het net aanhou toepas, dan sal jy dieselfde groei sien in die toekoms ook. So jy kan hierdie besigheid vat van jy het nou gegaan van R5,000 'n maand na R60,000 'n maand. Jy kan gaan na 120 volgende jaar. Ja. Jy weet of 180, jy weet nie vir die jaar daarna 200, 300. Ek dink jy kan regtig 'n massiewe besigheid bou. Jou hele besigheid model is baie scalable. Ja. Tensy die pakhuis leeg raak van avos. Dis ironies, hy het nou leeg geraak. Okay. Dit is ironies want nou soek ek vir nuwe pakhuise wat my nou kan help want mense bel my nou, waar is die avos? Het jy weer avos? Nou soek ek al klaar weer vir pakhuise. So ja. Jy moet altyd maar so 3 of 4 pakhuise op jou speed dial hê. Ja, ek het al nou dit is nou 'n fout wat ek gemaak het en wat ek nou 'n les uit leer. Ek moet nou 'n paar pakhuise hê wat hoe kan ek dit sê bystand of standby is vir as die hoofpakhuis nou leeg raak. Dan het jy daai backup.
Ja, want ek sien nou dit en nou begin ek daai failure nou te oorkom. Ek hou van jou hele approach waar jy nie bang is vir failures nie. Jy sien dit en jy sê van ja, soos even die manier jy dit sê. Ja, ek sien nou daai failure en nou gaan ek dit oorkom. Ja, want dit is hoe 'n mens in algemeen dit moet sien. Ek hou daarvan en ek dink dis baie inspirerend vir almal wat hierdie potgooi luister. Ja. So dankie dat jy ons jou storie kom vertel het vandag. Ja. Dankie dat jy ons kom inspireer het met dit wat jy ge-achieve het. Ja. Ek dink almal wat hierna luister kan dink, wow, as Ja. albei dit kan doen, moet ek dit ook kan doen. Nou ek dink almal hierso van die Maak My Miljonair en ek wil graag baie dankie sê aan oom Albert wat nou hierdie spesiale ding gedoen het om te sê hoorie, jy vlieg ons af Kaap toe, vlieg ons weer terug, het hele behuising vir ons, topklas eet, dit is en ek moet sê daai Gaudini was die lekkerste ontbyt. Ek het dit geniet. So massiewe plesier. Die storie en die testimony wat jy vertel hier vandag, maak dit alles die moeite werd. As ek kan sien hoe jou lewe gegroei het, hoe jy gegroei het, hoe jou besigheid gegroei het, dan is alles 100% die moeite werd. So dis 'n massiewe plesier. Nee, is reg, baie dankie.